Welkom by Wat sê die nuus? Ek is Louise Ferreira, ek is Een se bulletinredakteur. Ek is vandag hier saam met Rian van der Berg. Rian is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS, dis die Federasie vir Skolebeheerliggame van Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse skole liewer. Rian, baie welkom. Baie dankie. Voor ons die kwessie takel, ek het vir jou 'n vraag wat vir party mense dalk voor die hand liggend sal wees, maar ek het nie self kinders nie, ek was 20 jaar gelede laas op skool gewees. Kan jy net kortliks my verduidelik, wat presies doen 'n beheerliggaam? Ja, ek dink dis 'n interessante vraag want dit is net, jy weet, gewone praktyk in elke openbare skool is daar elke 3 jaar 'n verkiesing vir 'n beheerliggaam en die beheerliggaam bestaan uit 'n meerderheid van ouers, een meer ouer as die res van die mense saam wat insluit die hoof, onderwysers en nie onderwysers en selfs in die hoërskole leerders. En die rol van die beheerliggaam is maar soos 'n body corporate, 'n regeringsstruktuur of 'n governance struktuur, so dit is om skoolbeheer en 'n oorsigrol te vervul in 'n skool. Dit is nie om die skool te bestuur nie, dis nie dag-tot-dag betrokkenheid nie, maar dit het 'n groot rol vir die rigting, die visie en die oorsig van goeie beheer en goeie bestuur by die skool. En wat is die beheerliggaam se verantwoordelikheid wanneer dit kom by die finansiële sake van die skool? Ja, die beheerliggaam staan in die spasie van die finansies bestuur en beheer en ook seker maak dat die finansies aangewend word ter wille van die uitkoms van die skool en dit is goeie onderwys. En ons het 2 dispensasies in die land van skole, dit is onafhanklike skole en openbare skole. Openbare skole word deur die staat gefinansier, maar dit is nie staatsskole nie en daar is ouers betrokke en dis hoekom die beheerliggaam ouer lede het en ek meen die meerderheid van ouerlede het. In die openbare skole dispensasies is daar ook 2 tipe skole. Daar's die fooi betalende skole. Dis waar ouers 'n bydrae maak op grond van 'n algemene jaarvergadering waar ouers stem om sê ons skoolfonds is X vir die jaar en alle ouers hier moet dan betaal en dit is om die staat se befondsing aan te vul. Die geen fooi skole in die land is daardie skole waar ouers vrywillige bydraes kan maak, maar daar's nie 'n wetlike verpligting nie en die staat moet daardie skole 100% totaal finansier wat al die behoeftes betref. Op die oomblik is daar bietjie van 'n situasie, kom ek stel dit so, wat betref subsidies aan skole, veral nou in Gauteng. Dit is die skoolsubsidies wat op is ek reg 15 Mei betaal moes word, is nie betaal nie. Lebogang Mahile, wat die betreklik nuwe LER vir onderwys in Gauteng is, hy was voor dit die LER vir finansies, wat ek dink miskien 'n bietjie ironies is. Hy het gesê of hy het beloof van Junie af sal dit nou wel betaal, sal hy wel begin om dit te betaal. So dit klink my nie hulle het beloof 1 Junie gaan al die subsidies in al die skole betaal word nie. Wat beteken dit vir skole, want dis ons 'n klomp skole natuurlik in Gauteng. Dit is die subsidies wissel, maar dit is beduidende bedrae. Wat staan hierdie skole nou te doen? Ja, ek dink ons is baie ongelukkig oor hierdie situasie. Nommer 1 is dit 'n statutêre datum. So dis soos ek wat my belasting laat betaal is onder 'n verpligting van boetes en rente. Hierdie datum is die 15de Mei volgens die regulasie en skole beplan en begroot daarvolgens. Nou, die geen fooi skole kry al hulle befondsing van die staat af in hierdie betaling. So ek dink hulle is in 'n baie groot knyp en dit is beduidende bedrae in die kwintielstelsel van skole wat die welvaartstelsel is. Die geen fooi skole is kwintiel 1, 2 en 3 en hulle kry 'n skamele R1835 per leerder per jaar. So die helfte van dit moes nou gekry gewees het in Mei maand. En dit beteken dit klink soos min geld, maar dit is al die geld vir daai individuele skool en hulle het beplan hiervoor. Ons is op 'n ander plek onder druk dat skole nie hulle water en ligte rekening betaal nie, maar hulle kry nie die finansiering in om te kan betaal nie. Nou is hulle foutief omdat hulle nie betaal nie, maar hulle het nooit die bron van die fonds gekry nie. Vir 'n kwintiel 4 skool is dit so R915 per jaar wat die departement aan die skole moet betaal en 'n kwintiel 5 skool, die ryker skole, gee die departement 'n skamele R315 per kind per jaar. Dis minder as R30 'n kind 'n maand, maar gesamentlik met 1500 kinders is dit 'n beduidende bedrag waarop die skool gereken het en hulle ander fondse is geoormerk vir ander aktiwiteite. So hierdie geld is skielik nou nie meer daar nie. En dit beteken die skool moet nou bond staan en spring.
En hierdie geld is geoormerk vir 'n bydrae tot munisipale dienste en grootliks vir 'n bydrae tot leermateriaal. Hierdie bedrag, ons noem dit die norme en standaarde vir skoolbefondsing, in Engels die National Norms and Standards for School Funding. Dit is die enigste bedrag in die staat se begroting wat per kind geallokeer word. So dit volg die kind. En ja, dit is vir ons 'n groot kwessie. Jy praat nou van Gauteng waar dit laas jaar verminder het tot hierdie jaar, maar dit is nie net Gauteng waar hierdie betalings nie volledig gemaak is nie. Ons rekords wys dat 7 van die 9 provinsie het nie volledig betaal teen die 15de Mei nie. So dit is eintlik katastrofies vir die onderwyssektor en dit raak die kind direk. Die grondwetlike reg van die kind word volgens my hier aangetas, eerder as net onderwys word nie gefinansier nie. Ja, en ek is nie 'n kenner op die gebied van onderwys nie, maar sover ek kan agterkom, ek meen ons het 'n krisis in skole oor die algemeen. Skole is soos jy sê, dis baie min befondsing. Ons weet vir leermateriaal, dis in elk geval nie genoeg geld om behoorlik aan leerders se behoeftes te voldoen nie. Veral in meer afgeleë gebiede, skoolvervoer is 'n baie groot kwessie. En natuurlik die navorsing wys 'n stellende persentasie van kinders in is dit graad 4, graad 5 kan nie lees vir betekenis nie. So skole is reeds in 'n groot verknorsing en hier dit kan nie help om hulle laat te betaal nie. Daar was nou onlangs die geval in Tshwane waar die hof beveel het skole se water en ligte mag nie afgesny word nie, en dit was nie oor die water en elektrisiteit nie betaal is nie, dit was oor eiendomsbelasting wat deur die regering betaal moes word, wat nie betaal is nie. So dit was nie eers die skole se skuld of dat hulle self nie betaal het nie. Dit was ook die regering. So wat staan 'n skool en 'n skoolbeheerliggaam te doen in hierdie situasie? Ja, ek dink dis 'n baie benarde situasie. Ons het die voorreg en die dispensasie, ek dink nie dis 'n voorreg nie, dis die manier wat die wet geskryf is, dat ons openbare skole het, soos ek vroeër gesê het, nie staatskole nie. Ek dink daar lê 'n groot geheim daarin om daardie skole in die model te beskerm, om te sê, ons moet meer mag desentraliseer en ons moet gemeenskapseienaarskap vat van die skole. En dit gebeur in 'n groot mate in die hoë funksionele skole. Maar ons gaan dit moet afwentel na die uithoeke toe en die laer funksionele skole om te sê die gemeenskap moet pa staan vir die skool. Dit beteken nie die gemeenskap moet pa staan vir die befondsing nie, maar ons moet ten minste eienaarskap vat en nie net reken op die staat se befondsing en sy invloed nie. Ek dink wat ons sien in die breë samelewing is dat die fooi betalende skole begin al hoe minder staat maak op die staatsbefondsing, daardie norme en standaarde, alhoewel daar 'n groot bydrae van die staat is vir die infrastruktuur, die skoolgebou en die perseel, sowel as die personeel wat deur die staat voorsien word op grond van 'n verhouding van sê 1:30 of 1:35 wat die staat dan finansier. Meeste skole of baie skole waarmee ons deel, het min of meer die helfte van daardie hoeveelheid staatspersoneel of selfs meer, partykeer is dit 50-50, wat die ouers uit hulle eie sakke uit met skoolfonds finansier om seker te maak daar's meer personeel, sodat die klasse matig en kleiner kan wees. So ouers se bydrae word al hoe groter, maar dit sit druk op die huishoudelike ekonomie, wat ons weet ook onder baie druk is en die ekonomie verander daagliks. So die las wat die staat of die verpligting wat die staat nie nakom nie, word nou 'n las vir die samelewing uit belastingbetalers se geld uit. So jy betaal amper 2 keer belasting vir skoolfonds as jy nou in 'n skoolfonds skool is. So ja, ek dink die druk in die samelewing, die manier wat die skole gaan moet aanpas. Ek dink ons is vir die eerste keer in 'n lang tyd op 'n plek waar ons agterkom dat die skoolekonomie onder baie groter druk is as in die verlede. Skoolfonds invordering is, ek wil amper sê, die besigheidsgeur van die maand, want die besighede wat skole help, dit is een van die groot trefpunte nou, is hoe help ons skole om oninbare fondse te aansoeke vir vrystellings wat die hoogte inskiet,
om seker te maak dat ouers wat nie kan betaal nie, wat dit nie kan bekostig nie, se kind nie benadeel word nie, maar nog steeds na daardie skool toe kan gaan. So ek dink skole se potloode moet baie skerp gemaak word vir hierdie jaar se begroting. Dit is my betekenisvol wat jy sê oor die aansoeke vir skoolfonds vrystelling, want ons weet ons is in 'n lewenskoste krisis op die oomblik. Alles gaan op. Ek kan dink soos ek gesê het, ek het nie kinders nie, maar ek het 3 katte vir wie ek moet kos koop. En selfs dit is nie en dit word ook geaffekteer deur byvoorbeeld die brandstofprys. Vir gesinne met kinders op skool wat dalk hulpeloos voel, weet hulle moet klaar, jy weet die praat van die hande dieper in die sak steek, maar dit voel vir my op die oomblik is daar net soort van rafeltjies onder in die sak. Mense wat dalk bekommerd is en hulle moet die kinders skool toe stuur en hier is nou die befondsingskrisis. Het jy enige raad of enige woorde van bemoediging vir ouers en gesinne? Ja, ek dink daar's 'n paar goed op die tafel. Ek dink as almal hulle klein bietjie bydra, dan gaan dit beter gaan. So die ouers wat nie betaal nie. Baie keer is dit nie weens bekostigbaarheid nie. Dit is net 'n slegte debiteur. Dis iemand wat net sê, hoor jy, ek is 'n free rider. Ek ry gratis saam. Die vrystellingsaansoeke model is verouderd en ons sê skole moet baie mooi gaan kyk. Praat met die ouers, daai vrystellingsmodel werk nie meer nie. Die ander ding wat ons probeer moet doen, en ek dink die gesprek in die gemeenskap moet hê, is om te sê, skoolfonds is nie 'n koste nie. Dis 'n belegging. As ek 'n belegging maak, my pensioenfonds is nie 'n onkoste nie. Ek belê in my toekoms, so ek kla nie dat my pensioen te duur is nie, want ek weet ek sorg vir myself. Dieselfde met skoolfonds. Dis 'n belegging waarop dividende verkry kan word. En as ons daai narratief, daai taal gebruik kan verander om te sê, kom ons belê in ons skole. As die skool floreer, dan floreer 'n gemeenskap. As die gemeenskap floreer, dan gaan dit goed met van huispryse tot die ekonomie. So 'n skool is deel van die sentrale punt van hoe goed dit in 'n klein gemeenskap en 'n klein dorpie, al is dit in 'n groot stad, maar daai klein areaatjie gaan. So ek dink ons moet baie sterk wees om te sê, kom ons sny op dit wat miskien minder belangrik is, met huishoudelik, maar dit gaan rof daar. Ek meen skole se brandstofprys, as jy 'n dieselbus het hy met 40-50% opgegaan in die laaste 2 maande. As jy 'n wegwedstryd speel of 'n kooropvoering het, is daai bus skielik amper 50% duurder om so te ry. So ons moet besef dat ons die skool moet beskerm, en ons moet besef dat ons 'n belegging maak en dat ons skole vir 'n langer termyn moet beskerm. Nie net vir die 3 of 5 jaar of 7 jaar wat my kind daar is nie, dat ons 'n gemeenskapsbate het en 'n gemeenskapsbate bou. Rian, baie dankie. Hierdie was 'n baie interessante gesprek gewees. En dankie vir jou tyd. Lekker gewees. Dit was wat sê die nuus? Tot volgende week.